Right, goeiemôre almal. Ons het vanoggend nou hierdie versie wat se horings nou al bietjie gegroei het. Hulle is omtrent so 2 cm wat hulle nou al uitgegroei het. Dis vir my die ideale lengte om hulle nou af te knip. Ons het in 'n vorige video het ons gewys hoe ons dit doen met die toutjie metode. Die 2 stokkies met die kabeltjie tussen hulle. So vanoggend gaan ons dan nou die knip metode doen wat dan nou hierdie ou is. Jy maak hom so oop en dan voor knip hy daar, ja, 'n bietjie daar. Dan sien jy nou die horing daar so indruk en dan gaan jy hom nou so weg van mekaar af. Soos dit gaan jy hom dan nou oopmaak en hy gaan dan nou die horingkie afsny. Hierdie ding is nogal lekker skerp, so pas op om jou vinger daarin te kry. Hy kan jou dalk sny. Goed, so wanneer ons klaar afgeknip het, het ons dan nou hierdie brand horing nodig, net om daai groei van die horing dan nou te stop. Dit is 'n gewone brandhoring eyster wat mense hom nou maar noem. Julle sal sien daar aan die voorkant het hy so ronde gaatjie waar die horing nou lekker kan oppas, nê. So as jy nou klaar gesny het, dan vat jy hom net en jy druk hom daar oor die horing soos dit en dan druk jy hom lekker hard en dan druk en draai jy. Wat ons op die einde wil hê, ons wil so lekker goudbruin kleur hê. Dan weet ons hy het mooi gebrand, nê. Alright, so die rede hoekom ons dan nou die horings afknip is maar vir dat jy nie jouself seer maak nie wanneer jy met die beeste werk. Onthou hierdie bees is nou klein. Hy weeg so 190 kg, maar die bees gaan groot word. En dan wil jy nie sukkel met horings wat jou gaan seermaak en dat die vers dalk ander beeste gaan seermaak. Dit wil jy ook nie hê nie. So dis maar die rede hoekom ons hulle afsny. En dan as jy dan nou in die drukgang afkyk, dan sien jy nou sien, die spasie is ook maar beperk as jy daar werk. So as die horings dan nou baie groot is, dan sukkel jy om hulle in die drukgang te kry. Right, so ek gaan vir Shadrack vra dat hy gou vir ons die neusklamp aansit en dan Shadrack gee vir Sia dat jy kan die telefoon vashou. Typ daar Sia. Right, so wat ons nou doen, ons sit die neusklamp in, die neustang. So hy gaan hom nou net een kant toe trek. En dan gaan hierdie man vir ons net daar die kop mooi vasdruk. En dan sal ek nou die tang vat. So wat ek wil doen is, ek wil hom nie te naby aan die kop afsit nie. Omtrent daar waar my vinger nou is, my duim is, die naal. So ek gaan hom net so voor die haarlyn. Net so voor die haarlyn, omtrent daar waar my naal nou is, wil ek hom dan nou afknip, nê. Right, so ons gee vir Shadrack die foon dat hy net vir ons 'n video vat. Kyk dat hy fokus, nê. Right, so wat ek nou doen is, ek gaan hom oopmaak, dan gaan ek hom afskuif op die horingkie tot waar hy op sy plek moet wees. En dan al wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie tang dan nou buite toe druk. So as ek hom buite toe druk, dan gaan hy nou net so afknip, nê. Lekker maklik, dis nie moeilik nie. Dat die eerste keer as jy dit doen, is dit maar vreemd. Maar soos wat jy aangaan, so word dit baie makliker. Onthou maar altyd kyk vir jou hand, dat jy daar plek het om te kan druk, dat as jy eers druk, dan moet jy hom druk en afkry, nê. Alright, so ek is reg, ek gaan hom nou net druk. Soos dit. Kyk maar, hy spuit maar 'n straaltjie bloed nou en dan. Gee hy maar 'n bloedstraaltjie. So dit is nou wat ons wil hê. Ons wil daai puntjie afknip wat ons nou wil doen. Ons wil konsentreer om daai bloed weg te brand en ook dan 'n mooi goudbruin op daai horing te kry.
Goed, so as ons daar kyk, sê nou sien, hy het so mooi goud gebrand. So dit is wat ek wil hê, nê. Wat ek nou doen is ek spuit hom net 'n gewone wondsproei. Ek wil net die vlee weghou, veral hier by die bloed wat nou bietjie gespuit het daar, wil ek bietjie die vlee weghou en dan ook op die horing self wil ek net die vlee bietjie weghou. Ek wil nie hulle moet daar gaan sit en eiers lê nie, nê. So dis baie maklik. Maak maar net seker jou tang is baie warm. Jou onthoringbout is baie warm. Dan gaan dinge baie makliker. As hy koud is, dan sukkel jy en dan sal jy ook nie so tipe brand kry nie. Gaaf.